Hallo, ek is Marius Greiling vir Suidlanders Media. Daar is 'n nuwe kurrikulum voorgestel dat die geskiedenis wat ons kinders op skool leer tussen graad 4 en graad 12 verander moet word. Jan van Riebeeck en die Settlers is uit. Die Anglo-Boereoorlog is uit. Die Franse Revolusie is uit. Die Ruslandse kommuniste se tydperk is uit. Selfs prominente swart figure soos Martin Luther King Jr en Malcolm X van Amerika is ook uit. Die Europese sienswyse wat die geskiedenisboeke deurtrek is, moet vervang word met 'n Afrika sienswyse. Dis tyd om van hulle geskiedenis te leer in hierdie tydvlakke. My vraag is, het hulle boek gehou oor die gebeure deur die jare waarna daar kan terugverwys word? Of is dit maar die algemene stories wat deur die jare se gebroke telefoon van geslag tot geslag oorgedra was, wat nou as feite vir die kinders gaan geleer word? Hoekom sê ek baie keer dat ons land in sirkus is en ons deur narre beheer of bestuur word in hierdie land? Kom ek gee gou nog weer eens 'n voorbeeld. 'n Stadsbestuurder van Port Elizabeth kry 24.6 miljoen rand in die COVID tydperk om 2000 toilette te kry vir die minderbevoorregtes. Sy kry toe net 200 toilette en die res van die geld verdwyn. In 2023 word sy ondersoek vir bedrog en sy word deur haar werk die stad van Port Elizabeth geskort met betaling tot die saak opgelos word. Dis nou 2026 en sy sit by die huis en kry nog steeds haar volle salaris, wat oor die tyd rondom by 5.8 miljoen rand sover is. Hoe lekker is dit nie? Ek sit by die huis en kry geld, en dit lyk nie of ek ooit skuldig bevind gaan word aan bedrog nie, so nog 'n lekker bonusgeldjie vir my, en dan ook geen tronkstraf nie. Nou ek wonder hoeveel hoë amptenare is al skuldig bevind en dien tronkstraf uit vir bedrog in ons land. Baie min of seker geen. Nou oor na die internasionale nuus. Trump het so 2 dae gelede gewaarsku dat hy 'n hele nasie sal verwoes en laat sterf wanneer hy alle infrastrukture in Iran gaan bom omdat hulle nie die straat van Hormuz wil oopmaak nie. Net 'n tydjie daarna is daar afgekondig dat hulle ooreengekom het op 'n 2 weke skietstilstand. Met die nuus het die olieprys natuurlik 'n klein bietjie versterk en almal dink dis die begin van dinge laat dit weer kan terugkeer na normaal toe. Maar die voorgestelde maatreëls vir hierdie skietstilstand is nie net ure daarna verbreek deur Israel en toe deur Iran omdat Israel dit verbreek het. Iran sê voorwaardes is dat alle aanvalle teenoor hulle en Lebanon, Irak en Jemen gestop moet word. Israel het net ure na hierdie ooreenkoms weer vir Lebanon begin aanval. Iran het daarop geantwoord om vir Israel weer te bom. Netanyahu sê dat Lebanon nooit deel was van die ooreenkoms nie en selfs ou JD Vance van Amerika sê dieselfde. Iran het 'n paar skepe laat deurgaan deur die straat van Hormuz, maar dit lyk nie of dit enige gas of olie skepe is nie. Nou volgens die hoofstroom media hou die skietstilstand nog, maar dit klink of albei kante baie terughou om so min as moontlik vir die ander kant te gee. Trump sê sy militêre mag is gereed vir as die skietstilstand dalk gaan breek en dan gaan hy vir Iran behoorlik pak slaag gee. Jy weet mos soos Trump het nou kan sê, bigger, better and stronger, soos die Amerikaanse manier van dinge doen. Nou moenie dat hierdie skietstilstand jou dalk in 'n vals gemaksone plaas nie. Soos ek in 'n vorige video gesê het, as die straat van Hormuz nou dadelik gaan oopmaak, is daar maande se herstelwerk wat moet gedoen word in infrastruktuur en die olietankers wat baie stadig vaar, vat ook 'n maand of 2 om by sekere lande te kan uitkom. So dit gaan 'n tydjie wees voordat dit gaan alles terugkeer na normaal toe. Ja, die olieprys mag dalk 'n bietjie verbeter, maar die vraag en aanbod sal hoog bly en dis sal die pryse nie binne weke verbeter nie, maar liewers binne in maande se tyd en dit is alleenlik as daar vrede sal wees. Mag jy 'n pragtige en 'n geseënde naweek hê van my kant af. Totsiens.